Goeie naand my broers en susters. Ek wil vir julle wil ek groet in daardie mooi naam van ons koning Here Jesus Christus. Dit is vanaand vir my 'n voorreg om op hierdie page te kan wees, die platform wat broer Oxay Karelse vir my ge-invited op en ek het dit goed gevind en waar ek my getuienis mee kan deel. Ek dink waar ek soveel deur so klomp dinge gegaan het, maar die Here was al die tyd saam met my. En ek dink, waar begin 'n mens altyd in 'n sin van, as jy met jou getuienis begin, waar ek wel kan begin, wat ek nog meer kan onthou van, ek het groot geraak in Elsiersrivier, Saalbrou, en ons is 5 kinders. Ek het 'n oudste broer, dan 'n suster, nog 'n suster, en nog 'n broer, en dan is ek die baby. Maar van die 5 is ons 4 oor. Die broer wat 'n jaar ouer as my is, het gesterf in 'n skietgeval. Maar ja, my storie begin nie daar nie. En so ek is Saal, en my van is Jantjies. Ek is 40 jaar oud, hierdie laas jaar geword, 2024. En ek is dankbaar vir die Here vir wat ek kon doen het in my lewe eerstens. Maar voor ons daar begin, mens moet altyd eers dankie vir die Here sê. Ek dink op die ouderdom, ek kan nou mooi onthou, op die ouderdom van 15 jaar oud, toe sê ek, hulle is nou grade uit, staan het 6, en ek het 15 geword daar, ek was 14 en 15 geword, in September, maar nog voordat daar kan gekom het, kom ek en my broer een aan by die huis laat, die ene wat 'n jaar ouer as my is, en ons kom laat by die huis hierdie aan, en ons kom, ons huis is op 'n hoek, maar ons kom af in die straat geloop, en terwyl ons af in die straat geloop, kom sien ons, my ma se huis in Saalbrou, Elsiersrivier is vol mense, klomp mense daar by ons huis, en ek en hy vra mekaar, soos ons aan huis toe kom, vra ons mekaar, wat kon gebeur, wat het gebeur hier, en ons weet toe nie wat het gebeur nie, maar wat ons na by die hekkie kom, sien ons net almal huil, en al woord wat by die persoon se mond kon uitgekom het, julle pa, en ons het nog nie geweet wat met hom gebeur het die tyd nie. En hy is 'n jaar ouer as my, so hy het 16 geword in huisin. En hulle het net vir ons gesê, ons pa, die huis, my ma, hulle weet nie waar was, hulle by die daghospitaal by Elsiersrivier. En ons is toe daghospitaal toe, ek onthou my oudste broer het nog my pa se skoene in sy hande gehad, en so gekat minute. Dit was seker nou sy manier hoe hy nou dit kon hanteer het, dat hy nou so gesit het, en ons kom by die hospitaal, en ons kyk, en ons kom daar, en ons kry toe ons sisters, en ons mammy, hulle almal kry ons daar, en my daddy lê toe aan die kamer, en ons het net so ingeloe, ek kan nou nie sê wat die res gedoen het, maar ek het net ingeloe, en gehoor, my broer het toe agterna gekom, en hy het gesê, hy het sy vingers in die bullet holes gedruk, waar hulle my pa 3 gatte in die rug, deur die lewer, of ek weet nie waar die geskiet het. Dit het daar naby ons woning gebeur in Elsiersrivier. En pa toe gesterwe, dit was iets goeds vir die familie nie, van dit was 'n skielike dood. En ons is boys, en ons het nie geweet hoe om in hierdie ding te deel. Because ons was gewoond aan ons pa by die huis, en hy was maar altyd daar, en op 'n tyd was hy nou toe nie meer daar nie. En ek dink, tyd het so aangegaan, en 'n mens het begin 'n verkeerde besluites maak. 'n Mens het begin besig geraak met dinge wat 'n mens gedink het miskien is reg. Betrokke raak met verkeerde geselskap, verkeerde influence. Op daardie tyd toe rook ek sigarets, en die sigaret was nie goed genoeg vir my nie. En ek het decide, ons gaat nou begin daggaroek.
ek en my broer ons het geglo aan as ons dagga geroek het ons klomp dagga geroek. En ons het nie geroek met style, ons het hom geroek uit die borrelkop uit. Beginne bare klawes dra, beginne in die sin van gangsters wil word en ons het betrokke raak by 'n nomme en hulle taal geleer en beginne deel raak aan hulle, maar nou nie violently nie, ook maar nou net kan ek sê in die sin van sy groei op, sy wil ook nie 'n bangbroek as sy wil die ouers, en ek kry toe die naam gruwelik. Hy was die naam wat hulle nou vir my gegee het, wat hulle gedink het, het pas by my. Gruwelik was my bynaam. En ek moes opgehou het met die naam, sodat ek die naam kan dra, en sodat almal kan weet en verstaan wie gruwelik is. Ek was nie bang nie, ek was 'n moeilike ou, so tempo, gou vir beklei. En ek dink ek het hy wraak en hy wreed in my gehad. Ek het niks gedink as ek jou moet klap met 'n glas of wat ook al ek in my hand gehad het. Het ek het gedoen because why, ek het nie laat met my morsie. En hy was nie 'n paam vir my te geseer het nie. En dit was nie 'n plan wat my ma vir ons gehad het nie. Ek het skool verlaat op die ouderdom van 15 toe ek slaag na standaard 7 toe. Toe los ek die skool en ons het gaan werk. Ek sal nie sê ons het swaar groot geraak nie, maar ek dink in hy tye was daar nie waar die mense kan aansoek gedoen het vir geld en so, want is die maat 'n bietjie swaar getrek, sy 2 weke gehad, en ek en my broer besluit toe, hy gaan werk, en ek besluit net so 'n rukkie na hom, ek gaan ook nou skool los, en ek gaan werk, sodat ons ook vir ons kan aantrek, en ons het nou, hoe kan ek sê, 'n habit waar ons wil dagga roep, en waar ons wil wyn syp, ons moet ons ook nou entertain, en ja, ons het begin involve raak, en ons het begin, soos die tyd van involve raak, was daar guns involve, ek het nog van niemand geskiet nie, is niks bloed op my hande nie, ek het jou net wild en skrik gemaak, wat ook al man. En ja, ek was betrokke en ek dink daar was 1 of 2 occasions waar die mense vir my wil doodgeskiet het. Waar die gun gejam het by my, voor my, waar hulle my wil koelbloedig, wil hulle my doodgeskiet het. Ek onthou dat my ma het al die jare die Here gedien, sy dien nou nog die Here. Sy het vir ons, ek was in die sonnaskool, in die jeug groot, ek het gejeug, kerk gegaan het ons geken, maar ons, toe het kom by die ouderdom van 15, toe besluit ons nie, man, ons gaan nou ons eie ding doen nou. En ja, en daar was 1 occasion waar my ma moes gesien het, hoe staan die man met die gun, hulle was 3 ouens, elkeen met 'n gun, hulle was, hoe kan ek sê, uitgestuur om vir my af te haal, maar daardie dag, staan ek in die patten, en my ma kom in die patten af, en die ou wil skiet, en ek weet nie wat gebeur, dat hy nie kan skiet nie, en ek hou die gun op, ek sal nooit vergiet nie, ek hou die gun op, en die ou wil vir my doodskiet, hy sê vir my, maak op jou mond, sy jou ma sal vloek hy my, en hy sê vir my, maak op jou mond, sy, en hy hou die gun, maar hy sê dit in my mond nie, en ek maak my mond nog vir hom open, maar ek kyk hom in die oog, en die ou wat die gun vashou is 'n moordenaar, hulle almal ken hom, hy sê, toe hy die dag die doen toe, hy loop almal die mense in die pad, en is net ek en hy en die ander 2 ouens waar daar staan, hulle het nou nog toe gepatrol om te kyk, wanneer kom my mense, maar my mense het nou toe nie gekom nie, en die ding gebeur, my ma kom, en my ma staan 'n eentjie weg van my af, en my ma skree vir my, Saal, maar ek kyk aan nog nie, ek hou die gun dop, en ek hou die ander ouens dop, en my ma skree, wie is Saal, en ek kyk aan nog nie, en sy skree vir my die 3de keer, Saal, en ek kyk om, en soos ek al kyk staan sy, en sy sê vir my, kom nie, met 'n harde stem, en die ou vat, en die ou loop met die gun weg, en ek loop saam met my ma,
Ek dink ons is net 10 tot 20 tree weg van hulle af. Kom maar 'n ander man en daai man gryp die gun. En ek hoor net daai man skree, hy kan nog nooit laat daai en hy vloek. Weggaan nie as hy dan normaal en hy gryp die gun en hy wil my skiet. En ek is toe reg om oor die muur te jump, maar die ou wat die gun het, giet toe nie die gun vir hom nie. En ek dink, en daai was actually die tyd gewees. Ek was gevries. Ek was gevries. Ek het die koue hand van die dood het ek basically gesien. Hier sit ouwes because waar ek met die mense speel. En mense het toe teruggegaan en dan mense het nou toe vir hulle begin beklei en allemaal hierdie dinge. En hulle het toe opgehou en hulle toe uit ons plek het begin bly. En toe was daar weer een occasion waar ek weer in 'n nightclub was. En hulle skiet iemand in die toilet, maar ek is ook in die toilet. En die mense dink is vir my wat hulle skiet. En my vriende hulle weg, wat ek gedink het is vriende. Die mense wat gesê het wat my broer is en my gaat saam jou staan. Ek was in die toilet en hulle skiet iemand hy dag. Net agter my skiet hulle iemand. Ek het by die ding gepie waar hy ysterplaat is en waar hy drinkie raak is, maar iemand was binne in die toilet, toe my nie deur. En hulle skiet die persoon, en toe hulle die persoon skiet, toe dink my vriende wat in die nightclub, wat in die Jolen saam met my is, toe dink hulle skiet vir my, en hulle haloop weg. En ek het net geloof en gesien die klomp bloed, en die ou lê daar, en die man vat die gun en hy loop uit. En ek het ook maar stilletjies uitgegaan, want ek het gedink, ek kies het nou seker nou vir my ook, dis miskien 'n waarskuwing, of wat ook al hier gebeur, weet ek nou nie, want ek was in die influence van drank. Daar vandaan af, het ek stilletjies verdwyn, unfortunately, kry die manne my, 3 uur, 4 uur die oggend, hulle my geagtervolg, en net voordat hulle by my uitkom, kom maar iemand anders by my uit. En die ou is, en hulle is saam op een team, en hulle moes vir my, en hulle rukkie gun, en hulle sê vir my, ons het jou nou. En die moment wat hy die gun ruk, die ander ou wat bygekom het, wat saam met my geloop het, hy gryp die gun, en hy hou die gun teen hom mag, en hy sê vir sy vriende, vir wie hy sê, julle moet eers vir my skiet. Ek dink daar was iemand saam met my en hy persoon het onder my uitgehaal, maar die ou staan en hy gryp die gun. En ek hou die ander van hulle was toe, ek hou die ander ene dop, om te kyk wat hy gaan doen. Maar lucky, hy het die gun nie, want ek wil met hom beklei, en die ander man is, en hulle is toe besig, ja. Onthou ek is nigter geskrik, because why, is 3 uur die oggend, wat maak hulle tyd van die oggend met jou? Hulle maak jou dood. En die ouens skiel hier, en hulle stry, en die ander ou is hier al om my, en hy ruk my, en hy wil beklei met my, en ek kan niks maak, ek het net gekeer, en met die, eventually, hou hulle toe in 'n ophou stryd daar oor wie moet vir wie skiet, en die ou vat die gun, en die ou is kwaad, en die ou skiet die gun hier voor my in die lug genoeg. Ek het nog die doppies gevoel hier op my val, en hy het my gesê, hy was vir jou bedoel, en hy is weg, en ek dink, hoe maak ek nou? Het is nou die tweede keer, dat die mense vir my moet doodskiet, en ek het op 'n tyd, ek het op 'n jong ouderdom betrokke raak, met bende activiteite, ja. Ek sal nie sê, mense het my geïnfluensie, man. Because na my dood van my pa, toe maak ek my eie besluite, man. Ek wil 'n gangster wees. Ek het het even in die klaskamer gesê vir die juffrou, kyk jy, sy juffrou vra wat sy wil wees, as ek wil 'n gangster wees. Juffrou, ek wil 'n bende wees. En dan lag die klas. Maar wat ek oor my lewe gespreek het, actually in plek geval,
Ek het vir my 'n tattoo hier op my voet, het ek vir my uitgetattoo. Ek het daar geskryf mom en dad. Ek het dit self getattoo, want ek wil gemerk is en ek wil gemerk is as 'n nomme man. Wil ek my gemerk het en ek het gesien die mense met wie ek beweeg het almal hy merk gehad en ek het vir my ook hy merk daar gesit. Hierso het ek ook vir my 'n ster gemaak en ek het nog ander tattoos op my lyf laat maak om deel aan hierdie ding te gewees het. Because waar ek het nou hierdie ding gespreek en hierdie ding het nou toevallig om my lewe gebeur. Alles wat ek gesê het nou so gebeur. En ek onthou my vriende breek toe iemand se huis in en hulle kom in die emergency huis en hulle kom in die guns laat my toe en ek is nou ek control nou die guns. Ek wil nie woorde gebruik nie soos in wat die skolies gebruik het, so ek gebruik my eie woorde wat ek nou gebruik. En ek control nou die ouens met die guns en ja, taxis word gerop. As ons nou te geroek is, dan besluit ons rop. As ons nou in die middag honger is, dan besluit ons gaat nou die taxis aftrek. Ons gaat nou die bij ons was, ons gaat nou vir hulle tax en as ons daar ingekom het, daar dierwy, ons kom gunpoint daarin. En ja, dit is 'n besluit wat ek gemaak het in die tyd van my in die tyd in my lewe tot in die met van die ouderdom van 25 kan ek maar sê, of vroeër, kan nou nie mooi onthou nie. Daar was 'n geval waar eventually die ouens wat vir my soveel geskiet het in hulle territory beweeg ek weer eendag. En ons besluit ons gaan 'n bietjie die hulle smokkelhuise 'n bietjie oproerig maak. En terwyl ons daar in beweeg, teks ons en ons drink en ons tekeer, maar die mense sit ons toe uit vir die aand. En die aand wat hulle ons kry, stiek hulle vir my en nog 'n vriend van my, hulle het vir ons met die mes gestiek, my hele lyf ek is met 'n byl gekap. Ek is hier 4 skote in my rug gestiek. Ek het hierso is 'n bylmerk hier op my, met 'n byl, hierso is 'n byl. En die dokter het gesê ek is gelukkig, het was 'n paar centimeters net voor my longe. En ek dink as ek die longskote moes gevang het, dan was ek verlam of iets, van as merke net so hier naby my ruggraat en so aan is, maar ja, niks het gebeur nie. En hierdie mense wat vir ons so gestiek het, was omtrent so 5-6 mense, en ek het hulle allemaal ek het omtrent so 4 van die 5-6 mense, het ek ook met die mes gestiek. Ons beland allemaal in een hospitaal, en my vriend wat saam met my was, hulle het sy kan amper sê, sy gorrel uitgeruk, maar hy lewe vandag, sy hele nek uitgeruk, en ek het moes vir hom gelaat gaan het, so dat ek maar nou moet staan, en ek het gestaan teen aan die manne, en ons het mekaar lekker gestiek, sommer gestiek met die mes, ja, die was die lewe, joh, het was nachtmerrie, het was 'n nachtmerrie vir my, en die aand as ek gaat slaap, dan dink ek op allemaal alles wat ek gedoen het, en die community waar ek in groot geword het, die mense het nie van my gehou nie, because oral waar ek gekom het, was ek vol violent, man. Ek was 'n bekleierige mens, ek het amper so om het so te stel, ek het gehou van beklei, die was my attention, seker wat ek gesoek het, die feit dat ek wil beklei waar ek kom, en daar waar ek kom, mense moet weet ek is daar, en ek dink baie kere, dan sit ek al hoor ek, en sê hulle, naai gruwelik is hier, sê hulle, nou, ons gaan maar nou ergens anders naartoe, en ja, dat is hoe ek beweeg het, op 'n jong ouderdom, saam met verkeerde vriende, ek sal nie sê verkeerde vriende nie, because ek kan nie die vriende blameer vir die keuses wat ek gemaak het nie, hulle het hulle eie keuses gemaakt, ek kan vir hulle ook 'n verkeerde vriend gewees het, miskien het ek vir hulle verkeerd geïnfluence, kyk die tyd toe hulle die guns kry, toe kom hulle na my toe, so ek kan vir hulle influence gewees het, as ek miskien gesê het, ons vat die guns terug na die mense toe, dan sou hulle miskien ook die bendes uitgedraai het nie, en baie van hulle is dood, baie van hulle sit nou nog in die tronk, en ja, ek was opgesluit,
opgesluit, was nooit lang in die tronkie, net sialatsies toe, en word ek alweer uitkwaal, en so aan te sê, ja, ek onthou die een dag, toe die polisie, was omtrent, hy het toe sit kondos, toe slaat die polisie my ma's huis toe, is omtrent seker so 15 kondos, wat ek gesien het in die strate, en ek dink, ons het mos gevaarlike goede daar by die huis, maar ek kom toe by die huis, en die gevaarlike goede is toe weg, man. En ons kom in my ma's kamer in, ek sien het clearly wat gebeur. My ma staan voor my ma's getuier af. My ma staan voor my en die polisie het die warrant, die search warrant, en my ma kan hulle nie stry nie. En my ma het die bullets, die vorige keer kry my ma die bullets in my laai van my klerekas. Sy kry die bullets, sy kry die tik, want ek het gesmokkel ook. Sy kry die bullets, sy kry die tik. Ek het op die hoeke van Saalbro het ek gesit en smokkel. Ek het tik verkoop. En daar is baie wat in Elsies, wat in Saalbro gebly het, wat hierdie ding wat sal weet waarvan ek praat, ja. Ek het tik verkoop, ek het die guns gehet, en my ma en die polisie is binnen my ma's kamer. En daar is vrouwmens polisie ook. En my ma draai haar rug. Sy maak haar laai op, sy het die bullets gekry in my laaien, sy het by haar laai weggesteek, want sy wil nog vir my konfront het, toe hou sy die bullets by haar, en is een hele bang sakkie vol bullets, en my ma draai haar rug, en my ma sê vir die policeman, ek wil gewoon my onderklere uithaal, en my ma ruk na die pak bullets toe, en my ma druk het in haar borste, ek sien het, en ek sien die poliesvrou sien het ook, maar sy sê niks. En ek dink, ek dink die poliesman sien het ook, en ek dink, hier, en ek kyk mos nou wat die poliesvrou gaat sê, om my ma uit te skit, en sy skit die my ma uit die. Ek weet nie of sy gesien het, of nie gesien het nie, maar wat haar gebeur het ek gesien. En hulle toe begin verdere kaste omdol, en hulle het gegaan, iemand het gesê waar die goed is, van hulle het gegaan stryd na die plek toe waar ons die goed weggestiek het, waar die goed weggestiek was, hulle het stryd gegaan na toe, maar hulle het niks daar gekry nie, en my ma sit die pak bullets binnen na brand weg, sy kan nie nog hoor hoe maak hy bangsakkie, hy geldsakkie, hy plastic, hoe maak hy en ek sien het, en sy sit het in en ek dink as die vrou my ma nou uitskip, ek gaan my ma verkloom, ja, tronk toe, onskuldige vrou. En ja, tyd het so aangegaan, en begin tik gebruik op 'n jong ouderdom, na die dagga, ek het geglo net aan pyproek, en toe is die dagga nie meer goed nie, begin experiment op ecstasies, ek het soma 10 E's op 'n tyd gepop, 10 E's, as my tong different colors, ek het allerhande drugs gebruik, ek het, op 'n maandag pop ek soma 10 E's, dan en dan kom die jou Geta lollipops uit met die energy drinks, en jou grandpa, sy is mal geras, sy vang die onmoontlikste snaakste goede aan, en ek het begin tik gebruik, ek was stokkie, maar ek het begin tik gebruik, ek het my liewe, because waar ek het nou gesmokkel, as ek 1 gram gekoop het, dan swaai ek 2 gramme af, hy het dus het stroos, dan swaai ek 2 gramme af, dan verkoop ek die 1 gram, so die gram wat ek verkoop, gaan nou weer vir my 2 gramme, sy gehaal inbring, en die ander gram kan ek maar uitdruk, so het ek geweek, so dat ek altyd my habit kan feed, en ek het nachte rondgeloop, ek was betrokken met verkeerde dinge, en baie kere, en dan wil die mense vir my seer gemaak, in die nacht, wil hulle my doodgemaak, en ek het op 'n tyd, het ek omkyk geloop, en tyd het so aangegaan, en ek dink, ek het begin kom rustig raak,
waar ek begin 2 kinders in die wêreld bring, toe kom bedaar ek 'n bietjie, nie baie nie, kom bedaar ek 'n bietjie toe ek my meisie in die lewe bring, en my boy, toe begin ek nou meer van 'n ander aandeel van die lewe sien. Nie meer, nog altyd die gangsters, en nog altyd die naam ophou, baie mense roep jou nog altyd gruwelik, so ek het nog altyd die vlywe gehad, en aan die ander kant wil ek ook 'n bietjie van 'n bad boy gewees het, en many kids geoperate het, maar ook kids met 'n gedagte van 'n gangster, so het ek geoperate. En toe ek nou begin bedaar, het ek nou meer begin betrokke raak in kids en danse en alcohol drink, maar nog altyd met die ecstasies, nog altyd met die tik. En hy het vir my, en ek kan nie glo nie, dan hou ek myself in die spieël dop. Hy sê my ma vir my, kyk hoe lyk sy, maar ek lyk vir myself reg, die tik laat jou reg lyk. Die tik laat vir jou dink, daar is niks verkeerd met jou nie. As hy brille opgesit het, die mense het vir my gevra, my bro, hoe kan sy met donker brille in die aand loop? Maar hy tik het vir my gelaat glo, ek kyk reg, en ek sien reg, en my lewe is reg. Ek het nog nooit gesien dat my lewe so agteruit gegaan het, toe ek op dwelms was, maar sy koppie vir jou nie, sy is net jou self, man, en die dwelms maak vir jou siek, sy kan nie eet, sy drink net water, sy bly in die toilet, jou mond is droog, sy is net die regie, maar wat hy maak is, hy laat vir jou glo en dink in jou mind, hy werk in jou mind, hy laat vir jou glo in jou mind, en sy is vannig, sy dink vanniger as die ander persoon dink, wie wat van jou sê, is die waar nie, sy glo wat sy sê, en wat sy dink, is die waarheid, sy overbeat en overpower altyd iemand in 'n conversation, hy tik maak jou mind, dat hy dink sy is die wise person, maar unfortunately, is het 'n plan van die vyand wat jou daar wil hou, wat vir jou die idee gee, dat sy dink sy is reg, maar ek was daar, en ek kan vir jou sê, sy lieg, as sy dink sy is reg, of sy lyk reg, of sy voel reg, sy is besig om jou lewe weg te gooi, because waar ek was op haar punt, waar ek my lewe weggegooi het, my familie het agterna, sal nie sê hulle het nie vir my gelaikie, sal nie sê hulle het nie omgegee nie, maar haar was die drugs en my ways, my gangsterism, en my bekleierige gees wat ek in my gehad het gemaak dat ons separate, ons het van mekaar geskei, het 'n skeiding plaasgevind tussen my en my families, because hulle kan nie meer vir my in hulle company bring nie, because daar is 'n bekleierery, of ek het nie 'n manier van praat nie, ek het nooit geweet hoe om met jou te praat nie, ek het gedink ek praat met jou, maar op die einde van die dag, dan praat ek wild, maar vir my was het gewees, ek praat normal. Dat is wat ek myself geïnfluence het, om so te wees. En ek dink, ek besef, ek gaan 'n long story short maak, my kinder raak groot, my boy is 6, 7, my girl is 10 aan hy ouderdom, en ek besef, een aan, ek kom nog so dronk huis toe, en terwyl ek daar by die huis kom, ek moes altyd vir my kinders geld gegee, 'n dronk ou was moes altyd 'n happy ou, en ek gee lekker geld weg, en ek weet nie wat maak my boy nie, man, en ek het my vrou die harde liewe gesit, harde liewe, sy in die aande, vertel sy my hoe sy gestaan en huil het, en gebid het, dan bly ek vir daar weg van die huis af, my nice time habits wil ek entertain, vriende wil ek entertain, my vrou en ons 2 kinders, sy trek so in Biala Gardens, al los ek vir haar Alina, my kinders, sy basically die kinders groot gemaak, ek was op my nice time uit, sy het meer aandag gegee aan die kinders, as wat ek aandag aan hulle gegee het, hulle was meer oor my, hulle het vir my gesê, sy kageris doodgaan, maar sin die moet lewe, of sy kageris, die polisie gaan vir jou geris optel, maar
because why sy was meer as 'n figuur van 'n ouer as wat ek het groot geraak, nie groot geraak so nie, maar omdat ek die houding in my gehad het wat gemaak het dat ek vir hulle wegstoot en dat ek al my tyd in hulle spandeer het. As hulle na my toe gekom het en dan spandeer ek net 'n uur, minder as 'n uur as ek weg, because why ek moet nou op my dinge moet ek nou uitwis. Sy was altyd daar. En ek kom hierdie een aan, kom ek huis toe en ek is lekker dronk en ek is vol violence daar by die huis en my vrou is ook daar en die kind kom uit my boyko uit en hy sê vir my, hy het iets gedoen man, kan nie onthou nie, maar ek sê vir hom nou man, maar sê, you can't do it, why did you do it? En hy sak vir my af, you didn't do it, why can't I do it? Maar at die moment het nie nog by my ingesink as ietsie en ek gaan lê en ek lê en ek tip en ek skrik die volgende oggend wakker. Nou as hy die next oggend wakker skrik en sy het getip, dan vergiet sy wat sy gestaan gebeur het. Maar ek skrik wakker met die laitiese gedagte waarmee hy my gelos het toe ek gaan tip het. Toe hy vir my sê, but you didn't do it. Ek skrik wakker en ek lê en nou moet julle weet, ek lê because ek moet nou eers ding wat ek alles aangevang het gisteraan. My gewete eet my nou op, pla my nou, ek moet nou lê en dink en uitbalance. As my vrou right met my, as my kinders okay met my, wie's okay met my, wat het ek nou gedoen, o Here, ek was geworry altyd in die oggende as ek geworry, maandagoggende geworry, because die hele naweek het ek opgemors, gespandeer, gejaal, roekeloos geliewe, by habits geëntertain, die familie lei, ons met die hele week eiers eet, of ons met 'n sak hoender gaan koop van 150 en ons met elke aan different kos maak, en so man. Maar hy was altyd gewees, en ek skrik wakker met hom, en terwyl ek lê en worry, terwyl ek lê en dink, maar elke tyd van die oggend, dan dink ek, hoekom het ek dit gedoen? Hoekom was ek so? Dan is ek spyt man, maar ek het nooit geweet, dinge gaan verander. So ek het altyd hy begeerte gehad om te verander, besef ek, maar ek het nooit hy stap gevat nie. En ek weet daar is baie van ons mense wat spyt is op die keuses wat hulle gemaak het. Maar hoe mooi, en die laaitjie sê vir my, en ek skrik wakker met hom, die woorde wat hy vir my sê, you didn't do it. En terwyl ek daar leef, besef ek, as hy nou sien wat ek nou doen, en hy gaan hoor, by my ma se huis, daar waar ek groot geraak het, wie ek was en wat ek gedoen het, dan gaan hy van my wil bied. Eire een van twee dinge, ek praat met my, die tyd lê ek in die kooi, lê en worry, maar hy kom en hy praat, en ek praat met myself oor hom, en ek sê vir myself, is een van twee dinge, hy gaan eire in die tronk beland, because hy gaat vir my wil bied, of hy gaat wil wie soos ek is, of hy gaat vir hom vroeg in die dood in afstaan. En ek begin raak nervous, met die gedagte wat ek het, oor hom liewe, oor my keuses wat ek nou verder kan maak, of hom liewe, of haar liewe, of om 'n betere man vir my vrou te wees. My vrou in die tyd wil my vrou my skei. Sy is my tweede huwelik en sy wil my skei. Sy reik uit na help toe. En sy kry toe mense in om vir ons te help. Hulle het 'n Married for Life course. Is Married for Life is die naam van. En ons gaat sien vir hulle en hulle is godly mense man. En ek het teen die karre geskopie because ek wil nou my huwelik red. En ek moet nou beginne, nadat ek gedagte kry van die laaitjie en besef, ek gaan vir hom in die dood in afstaan, beginne besluit ek, maar ek moet 'n verandering maak in myself. So ek stem in met my vrou om counseling te gaan sien. Sy counseling nie, maar die mense loop 'n goeie pad met jou. En is 'n kursus wat hulle aanbied, gebalanseer op huwelike. En ons loop 12 weke met die mense en hulle different lesse wat hulle aanbied, en in dit is het Bybelwyse, en ons praat meer oor die Bybel, en die Here beginne vir my meer dinge wys, en ek allow myself om 'n verandering te maak, vir my gesin,
vir my vrou, vir my kinders en vir myself. Het dit tyd gevat om die verandering te maak, because wat ek moet nou die manier van Sabella, moet ek nou verander in Afrikaanse woorde. Ek moet nou my loop, my rol moet ek nou verander via 'n mooi loop. My manier van 'n conversation net met iemand moet ek nou verander. En ek het nooit geluister of ek was altyd gou om net lelik te wees met iemand sonder dat ek weet het maak om seer. So daar was 'n tyd in my lewe wat ek aan myself moes begin werk het. En ek besef, ek het vir jare, ek wil vir julle vertel, ek het vir jare gedroom dat mense saam my. Ek het vir klomp jaar gedroom mense saam my. En in die drome wat ek gehad het, is die mense saam my. Ek haloop al hoe vinniger, en hoe vinniger ek haloop, hoe vinniger haloop die mense, maar die mense vang my nooit nie. Jo, ek was moeg. Elke aan as ek so wild en roekeloos en die tyd toe ek in die tyd van my lewe is, toe droom ek mense saam my en die mense saam my. Ek haloop in my huis, hulle kom nooit daarin nie en hulle vang my nooit. En in die drome haloop ek al hoe vinniger en die mense haloop nog vinniger. En dan voel ek kan nie wegkom nie, maar die mense vang my nooit. En ek kom toe op die stilstand waar ek my lewe aan 'n wye kans wil gee. As mooier dinge, besef ek, as mooier en as betere dinge in die tyd van Marriage for Life wat ons die kursus doen. Wat ons nou elke Sondag, ek het nie saam met my vrou kerk gegaan nie, want hy was my drinkdag. Ek moet gedrink op 'n Sondag. Ek het gesorg dat ek my vrou happy hou met vir haar luxury koop, hairdresser geld. Sy gaat sit in die spur, sy doen haar nails en so dat ek net my dinge kan doen. En haar cake was haar cake gewees en so aan is. En ek besluit ek wil my liewe kans, 'n ander wye kans gee, maar hoe gaan ek terug na die mense toe, vir wie ek so seer gemaak het, met wie ek so beklei het, met wie ek so onbeskof gewees het. Daar is nog 'n ding wat my wil gehou het. En ek dink toe, hoe gaan ek met die mense maak? Maar ook ek gee het 'n kans, ek verander, en baie mense kon gesien het, ek het begin verander met praat. Eerste ding wat ek gedoen het, ek wou ophou drink. Die sigarets kon ek gou gelos het, want ek was nie 'n sigaretroeker nie. Ek was baie lief vir dagga. En ek het op 'n tyd, het ek glad nie meer dagga geroek nie. So, die sigarets het ek sommer net so gelos, die drink, bietjie minder gedrink, en eventually toe besluit ek is klaar gedrink. Ek kan nou nog nie onthou hoe ek net klaar gedrink gewees het nie, want toe ek my week ook kry, toe ek onder die wynborrel het, en ek begin my lewe verander. En terwyl ek my lewe verander, begin 'n mooi ding aan my pad, my pad langskom. En ek dink deur die kursus, die 12de week, die laaste week van die kursus, gee ek vir hulle die goeie nuus vir die leiers wat daar was. En ek sê vir hulle, ek wil my hart vir die Here gee, en hulle saam met my bly, en hulle bid saam met my, en hulle, en ek sê vir jou, ek kan nie terugkyk nie, man. Daar is no way hoe ek kan terugkyk nie. En ek besef, die guns wat gerig gewees het vir my, was iets waardeur ek moes gegaan het. Die tweede geleentheid wat die man weer die gun wil aan hom iemand die gun vat, ook om weet vir my geskiet het, die was vir my 'n tweede kans. Het was vir my, hoe kan ek sê, ek sal nie sê ek moet daardie gegaan het. Ek wil nie vir iemand, 'n jong man motiveer om te sê sy moet daardie gaan nie. Because ek dink as ek die besluit op 'n vroeëre, wat ek nou dink ek, as ek 'n besluit gemaak het, 15 jaar oud, waar sou ek nie vandag gewees het nie? Nie die feit dat jy net wil prosperous wil wees nie, maar net die feit dat jou geld en jou tyd wat jy gemors het, man, om deel te wees aan die verkeerde dinge. Sy moes 'n klomp geld, en daar so klomp lekker dinge, man. Ek wil vir iemand sê, vir 'n jong man, wil ek spesiaal sê dat gangsterism
Hulle beloof vir jou, hulle staan saam in jou. Toe hulle die man in die toilet skiet, toe dink hulle ek is geskiet, toe sag niemand nie. Die tyd toe hulle die gun op my rug, regtig waar, daar was 6 van my opgroei vriende saam met my, wat elke dag saam met dag geroep. Toe my ma aankom, daar was een van die manne saam met my daar nie. Ek het alleen gestaan daar agterna. Almal was weg. Die mense wat jou beloof, hulle staan saam met jou, hulle is met jou, is 'n leuen man. Is 'n leuen wat hulle jou vertel. Ek wil vir iemand sê, as jy weet jou lewe beteken baie meer as om 'n gangster te bekom, maak jy regte besluite. Ek wil vir iemand sê van dat ek my hart vir die Here gegee het, nee, en van dat ek die Here begin sommer vir my goeie influence van mense instuur, man. Kerkmense, ek is deel aan die kerkse aktiwiteite, het die Here vir my sommer goeie geselskap ingestuur, en hy het self gedeel met die mense vir wie ek moet gaan verskoning vir het. Het nie vir my gekos om te gaan om te sê, Auntie die, jammer dat ek nog vir Auntie uitgevloek het, of my broer, jammer dat ek nog vir jou laaste in die glas gekap het, of met 'n borrel gegooi het, of met 'n borrel gekap het, of vir jou gevloek het. Die Here het self in die mense harte gewek, because wat die mense was bly, toe hulle hoor, Saul het sy hart vir die Here gegee. Saul het die regte besluite gemaak om 'n regte lewe te lewe. Daar is 'n ding soos 'n regte lewe, en daar is 'n ding soos 'n verkeerde lewe. Verkeerde lewe, sy weet wat is verkeerd. Ek sê altyd, is maklik en is goed om te gou te doen wat sy kan doen. Môre is hy spyt, maar sy hoef nie om spyt te wees nie. Tot op hierdie uur toe was ek nog nooit spyt vir wat ek gedoen het nie. Ek was 32, 33 toe ek my hart vir die Here gegee het. Ek is nou 40, is alweer 7, 8 jaar later. Ek is nie spyt nie, ek staan nie maandagoggend op met 'n gewete wat vir my plan nie. Ek staan goed op, ons doen goed, en om hy verandering te maak in jou lewe, het hang van jouself af, het hang van wat jy wil maak en vir wat jy wil bekom. Ek het nog nooit toe ek 'n gangster was, 'n visie gehad wat ek wil bekom. Ek het nog nooit vir myself gesien 'n familieman nie. My ding was, ek het myself gesien met 'n fee, saam met 'n klomp ouens, en nice time, en nomme trek, en drink, en daggaroep. Daai was hoe ek vir my gesien het daai jare. Daai was 'n toekoms waarin ek vir my gesien het. Maar toe ek die Here ontmoet, toe sien ek 'n heel different toekoms. Toe sien ek myself, ek wil aan 'n karretjie, ek wil aan 'n lekker huisie bly, ek wil aan 'n goeie week hê, ek wil aan ek wil aan het, en ek wil nie skaam wees eendag as iemand vir my sê hy was by Gaudini Spa, dan dink ek, jare ek was nog nie daar nie. Dan is ek al 40. Ek het beginne dinge verlang, en ek en my vrou het beginne explore die wêreld. Ons het beginne rondry, rondkam, ons het die lewe beginne geniet. Ek het die lewe beginne kyk met 'n different oog, met 'n different eyesight, en tot op hierdie uur toe geniet ek nog altyd wat ek doen. En ek wil vir iemand bemoedig, man, dat die Here, hy is daar, hy wag vir jou. Hy wag vir jou, en hy wil net hê, jy moet hy besluit te maak. Hy wag open arms vir jou, soos hy vir my gewag het. Ek het met al my vlekke, met al my kole, met my mam en dad sappie, met my sterentjie, met my Sabella gedagte, met my wyf aan loop en praat, het ek net so gekom in die Here, en die Here het my verander. Die Here het van my iets kom maak. Ek wil vir jou vandag sê, die mense dink, sy sê niemand nie. Die mense, ek wil so ver gaan, om vir die mense te bemoedig en encourage. Hou op sê, 'n ander ma se kind is 'n skollie, man. Doen 'n verandering, because why? Toe ek die ding oor my lewe spreek, toe raak die ding lewendig oor my lewe, toe bekom ek ene. So sê liewes Auntie Minnie se kind, of Auntie Vanessa se kind, of Uncle Jerome se kind, of Saal se kind,
Because why sy sê hy's 'n gangster. Sy spreek dit oor daai kind se lewe. Maar sy wil hê iemand anders moet sê jou kind is 'n gangster. Because why sy weet wat behels daai woorde en wat 'n influence gebruik die enemy om daai ding te laat bestaan. Daar is 'n ding soos die duiwel, hy's 'n vyand, hy's 'n leienaar en hy gebruik daai ding wat sy spreek om te sê daai kind is 'n gangster, gebruik hy en hy maak van hy kind 'n gangster. So ons moet ons mindset towards ander mense se kinders en ons eie kinders verander en ons moet lewe spreek man, ons moet mooi woorde oor hulle spreek en nie vir hulle noem. Die duiwel wil hê sodat hy kan verlekker word uit daai om te sê daai ma se kind, daai vrou se kind, hy's 'n skollie man, hy sal nie regkom nie. Kom laat ons 'n verandering maak met hulle en vir hulle begin sê aan die dinge se kind man, hy sal regkom en ons bid vir hulle reg man. Ons gaan in die communities, dan gaan bid ons vir hulle en ons vertel vir hulle hoe goed die Here vir ons is man. Kom ons begin die verandering maak en begin ons neighbors liefhet en ons neighbors se kinders begin liefhet en vir hulle begin met 'n ander oog begin aankyk en vir hulle met liefde ontvang man. Dis waarvoor die Here vir my geroep het en vir my diep kom uithaal het. Ons is geneig, ons is lief om te sê ons is diep uitgehaal, maar met daardie diepte doen ons niks. En ek is bereid om vandag vir iemand te sê wie mense op jou afkyk of wat die mense dink van jou. Ek is lief vir jou as 'n broer, ek is lief vir jou. As jy 'n vrou is, ek wil vir jou sê, ek is lief vir jou met die liefde van die Here man. Gee die Here 'n kans, neem die Here aan. Gaan by enige kerk in, bid, lees jou Bybel. Verander net man, glo my. Daar is hoop. Het lyk vir jou, daar is die hoopie. Maar ek wil vir jou vandag sê, daar is vir my hoop. Ek het gedink as ouwes. Ek het 2 keer gevries, ek was soos 'n koue hoende. Dood moes my oor gekom het. Maar die Here was my genadig. Ek dink, as ek nie gehoorsaam gewees het na daai nie, dan was het ouwes. Ek het nog 'n tweede kans gekry. Sy het nog 'n tweede kans gekry. Maak gebruik van die geleentheid wat sy nou nog het, terwyl sy nog lewe, om 'n verandering te maak. En ja, ek kan soveel baie meer sê en vertel, en ek wil vir Roxy wil ek baie dankie sê. Ek dink ek wil 'n boek geskryf het, maar ek is nie so goed in skryf nie man. Maar hierdie ding bring 'n geleentheid vir my om dit te vertel. So nou my boek kan ek luister en nie lees nie. En as jy voel, jy het 'n testimony, jy het 'n getuienis wat jy wil deel op hierdie platform, daar is 'n link wat jy kan opklik en in kontak kom met Roxy Karelse. Hy is die founder van die getuienis en die testimony platform op YouTube. En ek wil net vir jou sê man, verander jou, sy kan jou verander. Sy is my broer, sy is my suster. Verander jou en moenie glo wat die mense oor jou sê nie. Want ek weet, binne jou klaar het jou om te verander. Moenie nog lang waai. Verander en die Here seën.